Baie welkom terug. Ons is vandag in 'n nuwe hoofstuk van 1 Korintiërs, hoofstuk 5, vers 1 en 2. Ons gaan hier lees van onsedelikheid wat nie betreur word nie. 'n Mens hoor werklik waar van seksuele losbandigheid onder julle, en dan 'n soort seksuele losbandigheid wat selfs nie onder die heidene geduld word nie. Dat 'n man met sy pa se vrou saamleef. Tog is julle steeds hoogmoedig. Moes julle nie eerder treur en toesien dat hy wat hierdie daad gepleeg het uit julle midde verwyder word nie? Jy kan onthou in die vorige verse het ons gesien dat die groot gemeente probleem was hoogmoed. Hoogmoed. En hierdie hoogmoed het sekere simptome gewys. Een van die simptome was faksies in die gemeente. Juis omdat hulle so gefokus was op status en die status van hulle leiers, het hulle allerhande faksies en groepies gevorm rondom hierdie leiers. Dis 'n simptoom van die hoogmoed. Nog 'n simptoom waarvan ons dan nou vandag gaan lees is onder andere onsedelikheid. Onsedelikheid. Maar dit is alles deel van hierdie hoogmoed probleem. Hierdie wêreldse gesindheid wat in die gemeente ingespoel het, en dis alles te danke aan die feit dat hulle self beskou het as mense wat geestelik gearriveer het, 'n geestelike hoogmoed. En nou sê die apostel Paulus in vers 1, daar was 'n probleem van seksuele losbandigheid in die gemeente. Hy begin in die eerste vers en sê net 'n mens hoor werklik waar van onsedelikheid, van seksuele losbandigheid onder julle. Dit het soos 'n kanker begin groei in die gemeente. Hoekom? Want hierdie gemeente was so geestelik hoogmoedig dat hulle nie meer sonde gesien het vir wat dit is nie. Hierdie seksuele losbandigheid, die Griekse woord wat daarvoor gebruik word, is die woord porneia. Ons woord pornografie kom natuurlik hiervan af. Porneia. Porneia dui nie net op een spesifieke vorm van seksuele losbandigheid nie, maar porneia is 'n tipe sambreel term. En onder hierdie term, onder hierdie woord, word allerhande forme van onsedelikheid ingesluit, soos bloedskande, homoseksualisme ensovoorts. Onsedelikheid groei soos 'n onkruid in hierdie gemeente. En een vorm hiervan word spesifiek nou uitgelig. Die apostel Paulus lig dit spesifiek uit en spreek dit aan. Hy sê, daar's 'n soort seksuele losbandigheid wat selfs nie onder die heidene geduld word nie. Dis na my mening 'n goeie vertaling hier, wat die 2020 vertaling hier volg. Wat is die seksuele losbandigheid vorm van onsedelikheid wat nie onder die heidene geduld word nie? Dat 'n man met sy pa se vrou saamleef. Nou wat met saamleef bedoel word is nie presies duidelik nie. Beteken dit hulle is getroud, het die man met sy pa se vrou getrou? Beteken dit hulle slaap saam? Dit weet ons nie. Wat baie duidelik is dat hierdie 'n veragtelike, onsedelike, sondige verhouding is wat hier plaasvind. En nou moet ons ook vra, wat bedoel Paulus as hy sê dat hierdie tipe verhouding selfs nie onder die heidene geduld word nie? Dit beteken dat selfs die heidene beskou so 'n verhouding as veragtelik. Die Romeinse wetgewing het byvoorbeeld so 'n tipe verhouding verbied. So, dis nie asof so 'n verhouding nooit onder die heidene gebeur het nie. Dis nie asof hulle nie sulke verhoudings geken het nie. Hulle het dit geken, maar dit word deur hulle wetgewing verbied. Hulle het dit beskou as iets wat boos is, sleg is. En nou sê Paulus, die heidene sien dit as sleg en veragtelik, as 'n kriminele oortreding. Maar in die gemeente van Christus is hierdie goed besig om welig te groei. Hoe kan dit wees? Dit is alles te dank aan die sondige geestelike hoogmoed in die gemeente. Die man wat met sy pa se vrou saamleef, beteken dat hy nie met sy eie ma saamgeleef het nie, maar sy stiefma. En hierdie vrou met wie die man saamleef is waarskynlik 'n ongelowige, want sy word nie aangespreek nie. Paulus spreek spesifiek net die man aan. Dit sê vir ons hierdie man was 'n Christenbroeder in die gemeente. En hy het in hierdie verhouding dan saamgeleef. In vers 2 gaan die apostel verder. En hy dui op die skande, nie net die skande van hierdie verhouding nie, maar die skande van die gemeente se gesindheid rondom hierdie onsedelikheid in die gemeente. Hy sê in vers 2, tog is julle steeds hoogmoedig. Moes julle nie eerder
treur nie? Moes julle nie eerder toesien dat hy wat hierdie daad gepleeg het, uit julle midde verwyder word nie? Nou, treur en tug, dis waarvan die apostel eintlik hier praat. Die gemeente moes treur. Die woord treur is 'n woord wat eintlik gebruik word vir iemand wat 'n geliefde aan die dood afgestaan het. So moes die gemeente eintlik gerou het. Rou oor die feit dat hierdie vorm van onsedelikheid, hierdie veragtelike verhouding in die gemeente plaasgevind het, dat hulle as dit ware eintlik 'n broeder verloor het. Hy het in die sonde weggesink en ons niemand wat hom aangespreek het nie, niemand wat in liefde na hom uitgereik het nie, niemand wat met hom gepraat het op so 'n manier om hom soos 'n brandhout uit die vuur te ruk, soos die ander dele in die Bybel sê nie. Dit word nie gedoen nie. Daar is nie enige vorm van liefdevolle Christelike tug nie. Hierdie onsedelikheid word toegelaat in die gemeente. Dit word nie aangespreek nie en dit word nie uit die gemeente verwyder nie. Die gemeente is en bly nog steeds hoogmoedig. Hoogmoedig ten spyte van die onsedelikheid. Hoe kan dit wees dat hulle steeds hoogmoedig is? Want ongelukkig fokus die gemeente steeds al hoe meer op status eerder as die mens se ewige siel. Hulle is so gefokus op tydelike wêreldse status, eerder as wat hulle bekommerd is oor iemand se ewige saligheid. Hulle is wêrelds. Dit het ons ook 'n vorige keer gesien. Status en wêreldse waardes. Dit is alles deel van die hoogmoed van die gemeente. Dit is nie net simptome nie, dit is deel van die oorsaak, dit is vervleg in hulle gesindheid, dit kom uit in hulle dade en in hulle denke, dit is alles een groot deurmekaarspel. Die gemeente is ernstig geestelik ongesteld. Nou, iets wat ons hier moet raak sien, iets wat ons hier moet besef, veral in vers 2, is dat ons aan die Here se gemeente moet dink as een liggaam. Ons kan nie 'n houding hê van, jy weet, hierdie persoon wat in hierdie verhouding leef, dis nou maar sy saak en ons wil nou nie oordeel nie. Ons wil nou nie lelik wees met hulle nie. Ja, dit is nou 'n lelike ding wat hier plaasvind, maar dis nou maar hoe hulle lewe inkleer. Jy sien niks van daai gesindheid in die kerk van Christus nie. Ons moet as kerk van Christus dink aan onsself as die liggaam van Christus, een geheel. So as een deel van die liggaam siek is, dan is die hele liggaam ongesteld. As een broeder of een suster in sonde geval het, dan is dit die gemeente in haar geheel wat treur. Die gemeente in haar geheel wat soek om die broeder of suster te herstel. Treur en tug. Dis iets wat moet deel wees van die hele gemeente se lewe. Dis nie iets wat ons moet afskuif vir die kerkraad, los vir iemand anders nie. Ons as broeders en susters is deel van hierdie liggaam. Ons moet weer besef dat ons as gelowiges aanspreeklikheid vir mekaar moet aanvaar. Ons moet na mekaar omsien, ons moet mekaar oppas en reghelp. Kom ons bid saam. Vader, gee ons 'n nederige gees vir elkeen van ons as gelowiges, maar ook vir ons as gemeentes in ons geheel, sodat ons sal treur oor ons sonde, sodat ons in liefde mekaar ook sal reghelp, dat ons nie in ons hoogmoed sal wegsink in ons oortredings nie. Amen.